Nou vriende, ons het weer aan die einde van nog 'n week gekom en ons dank die Here dat ons vanmôre saam kan wees rondom sy woord. Altyd 'n voorreg om die woord van die Here te kan open, daaruit onderrigting te ontvang en ons bid die Here dat hy vir ons wysheid sal gee. Die Bybel sê vir ons dat die Here se gees is die gees van wysheid en krag en insig en daarom het ons nodig dat ons ook sal vra Here, deur u gees gee ons wysheid. So kom ons doen 'n kort gebed saam en dan vra ons die Here se seën oor hierdie geleentheid en dan kom ons by Spreuke die 9de hoofstuk uit. Hemelvader, baie dankie vir u goedheid, u genade en u guns oor ons. Dankie dat u vir ons 'n nuwe dag gegee het. Die gebed van my hart is dat u vir ons ryklik sal seën by die aanhoor van u wonderlike woord. Gee vir ons wysheid en insig, want u sê in Jakobus 1:5, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. En ons kom bid nou, Here, skenk aan ons wysheid, open ons verstand om die wonders uit u wet raak te sien en leer ons dan hoe ons moet lewe in hierdie bose, krom en verdraaide geslag. Dit alles tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. Amen. Nou vriende, vanmôre gaan ons by Spreuke die 9de hoofstuk stil staan en dis omtrent die laaste hoofstuk wat ons net so gaan hanteer in sulke groot gedeeltes of perikope of 'n hoofstuk op 'n slag. Hier van Spreuke 10 af sal u agterkom, is daar spesifieke spreuke wat vir ons deurgegee word, want die grondslag is nou klaar gelê. Die gedagte oor wysheid is klaar gelê. Die beginsel van die vrees vir die Here en verskillende dinge, en ons gaan amper hierdie inleidende gedagtes afsluit vanmôre en dan begin ons maandag met Spreuke 10 wat spesifieke spreuke vir ons deurgee. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën terwyl ons hierdie studie doen. Maar kom ons kyk gou wat sê Spreuke die 9de hoofstuk vir ons. Die Bybel sê die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandloos is, vir hom sê sy, kom eet, julle van my brood, en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe en betree die weg van verstand. Nou vriende, as ons hierdie paar verse lees, dan laat dit ons so baie dink aan dit wat ons alreeds hanteer het met die gelykenisse. Onthou u die wonderlike gelykenis wat ons met u gehanteer het daar in Lukas die 14de hoofstuk? Onthou u daar het dit gegaan oor die gelykenis van die groot maaltyd. Die Bybel sê vir ons dat hierdie Heer het dan ook 'n groot maaltyd berei en hy het sy diensknegte uitgestuur om dan die genooides in te roep. En die Bybel sê vir ons vriende, net soos in Spreuke, was daar ook verskonings gewees. Jy onthou seker nog dat sommige van hulle het gesê ons het grond gekoop, ander het gesê ons het osse gekoop, ander het gesê ek het 'n vrou getrou en nie een van hulle was op die einde van die dag by die maaltyd gewees nie. En die Heer het ongelukkig geraak met hierdie mense. Nou sê Matteus 22 vir ons wat 'n soortgelyke gelykenis vertel. En hy sê vir ons die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. En dis presies wat in Spreuke 9 aan die gang is. U sien, wysheid het haar tafel gedek. Hierdie 7 pilare kan dui op die grootheid van die huis. Dit kan dui, vriende, op die gedagte dat wysheid vir ons hierdie afgerondheid illustreer, volmaaktheid. 7 is altyd die volmaakte getal in die Bybel. Maar hoe dit ook al mag sy, wysheid stuur haar diensmeisies uit en sê nooi die eenvoudiges, nooi die wat sonder verstand is, dat hulle kom eet. Ek het hierdie wonderlike maaltyd berei. Laat hulle kom aansit en kom eet sodat hulle met wysheid gevul kan word om nie dwaase dinge te doen, te sê en op te tree en hulle lewens met baie smarte te deurboor nie. En wat is die antwoord? Presies dieselfde met hierdie gelykenis oor die bruilofsmaal. Mense wou nie kom nie. Waarom? Want mense dink, vriende, hulle weet beter. Dis die probleem met ons tyd. Want as jy verder aangaan staan daar, hy wat 'n spotter teregwys behalwe vir homself skande en hy wat 'n goddelose bestraf vir homself 'n skandvlek. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. Deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Weereens word die kontras gestel. Aan die een kant is die spotter, die verstandlose wat eintlik wysheid nodig het, wat aan hierdie feesmaal en aan hierdie feestafel moet gaan sit, is eintlik een wat sê, luister, moet my nie leer nie. Moenie dink ek weet nie. Ek weet die beste, ek weet beter as jy. En is dit nie die geslag wat ons besig is om groot te maak nie, vriende?
Ons sit met klomp kinders wat nog nie 'n dag se eerlike werk gedoen het nie, maar hulle dink hulle weet beter as die ouer mense. Hulle wil jou altyd teregwys, hulle dink hulle is geweldig slim, hulle dink hulle is geweldig intellektueel, hulle wil altyd met hulle kennis spog, maar hulle het geen wysheid nie. Dis hoekom jy vind dat skole in chaos gehul is. Jy vind universiteite met bandeloosheid en sedeloosheid wat hoogtyd vier. Jy vind 'n geslag wat skaars wil werk, maar hulle wil massiewe klomp salaris hê om hulle lewe te geniet, want jy een lewe, gou gaan dit verby, geniet dit, eet, drink en wees vrolik. Dis die geslag wat ons groot maak. Dis 'n geslag, as jy vir hom so sê, dan het hy vir jou 10 antwoorde terug te sê. En in plaas van hom in hulle hartseer en in hulle trane te sit en te sê, ek is dwaas, ek maak dom besluite en foute een na die ander, spog hulle en roem hulle in hulle dwaasheid. En dis presies wat Spreuke 9 vir ons leer. As jy die spotter teregwys, dan raak hy kwaad, hy raak arrogant, hy raak verwaand, hy's besig om sleg te sê, hy's besig om woorde te uiter wat 'n mens skaam oor is om te noem, en hy probeer 'n groot bohaai opskop, om eintlik maar net te wys hoe dwaas hy werklik is. Aan die ander kant sê die Bybel, 'n verstandige is een wat luister na kritiek. 'n Verstandige is een wat luister na die raadgewers. 'n Verstandige een is een wat sê, luister, ek dink nie ek weet alles nie. Verstandige mens is iemand wat stil bly tot die ander persoon klaar gepraat het. Die nodige respek betoon aan die ander persoon om te hoor of daar nie insig en wysheid na vore kom nie. En die Bybel sê vir ons, die wyse vermeerder wysheid. Hy vermeerder insig. Ek is baie keer so opgewonde as ek met jong mense praat en ek sien die respek wat hulle het teenoor ouer mense. Hulle val nie in jou rede in nie. Hulle luister. Ja oom, ja tannie, daar's nog respek van hulle kant. Jy hoor as hulle begin praat dat hulle lees. Dis mense wat besig is, of kinders wat besig is om opgevoed te word, ouers wat hulle kinders begelei in die waarheid van God se woord, in die normale gedragspatrone van die lewe, eerbied, respek teenoor mense te betoon. Watter voorreg om met daai kinders te praat. Maar ek moet vir u sê, dis die uitsondering op die reël. En dan gaan jy na die middeljarige geslag, jy vind presies dieselfde daar. En jy vind by die ou mense presies dieselfde daar. Waarom? Want die meeste dink hulle het nie God se wysheid nodig nie. En daarom is dit belangrik dat ons vers 10 sal sien. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Hierdie kennis, vriende, is nie iets wat ons kry buite ons verstand nie. Dis nie indrukke nie. Dis nie 'n mistiese ervaring nie. Ons verkry hierdie wysheid en die kennis van die Here deur die Bybel te lees, te bestudeer, om te sien wie God is, hoe hy homself bekend gemaak het as die Skepper, bekend gemaak het as die redder, as die liefde, genadige en barmhartige God, die liefdevolle ene, maar ook die ene wat in geregtigheid gaan oordeel, en wat ook ons elkeen eendag rekenskap van gaan eis. En daarom is het belangrik dat ons sal sien, dat ons deur die blaaie van die Bybel God beter moet leer ken. Dis 'n beginsel, vriende, wat die Here vir ons stel, en dit sal verstand bring by die verstandlose. Dit sal verstand bring by die eenvoudiges. Dit sal mense 'n bietjie nederig maak, as hulle besef, hulle weet nie alles, soos hulle dink, hulle weet nie. Dit is belangrik om te sien, as ons nou verder gaan, en ons het al reeds daaroor gepraat, daarom gaan ek dit nie vanmôre weer hanteer nie. Vers 13, vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. En dan word sy verder vir ons uitgebeeld. En dan vers 18, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. So wat wil die man Salomo ons leer aan die einde van Spreuke 9? Jy gaan of aan die tafel van wysheid sit, en die feesmaal eet wat sy vir jou voorberei het, wat niks anders is as God se woord, wat vir ons deurgegee word, en deur die krag en wysheid van die Heilige Gees in ons lewens toegepas word. Of, jy gaan by hierdie vrou dwaasheid se tafel sit. Sy is onrustig, daar is boosheid by haar, daar is skimme, daar is baie wat al na die doderyk is, deur haar leuns en deur die sluheid van haar optredes. En daarom moet jy vanmôre hierdie keuse maak. Gaan ek met wysheid omgaan of met dwaasheid? Gaan ek my oë toehou vir die waarheid van God se woord en gaan ek my hart toesluit vir God se waarheid, of gaan ek op die einde van die dag luister en lewe? Gaan ek by hierdie dwaase vrou se tafel sit met al haar boosheid en eet van hierdie verbode vrug en van hierdie sonde en my lewe totaal vernietig en dan vir ewig van God verwyder gaan wees? Dis 'n besluit wat jy moet maak. Dis 'n keuse wat jy moet maak vanmôre.
Daarom is belangrik as die Bybel vir ons sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As jy vanmôre nog 'n dwaas is, in die sin dat jy die waarheid van God se woord verwerp, pleit ek by jou, kom kniel by die kruis. As kind van die Here, dank God vir sy woord, want die woord van God is die bron van wysheid. Gaan sit aan die gedekte tafel en eet elke dag daarvan en leer en sien en smaak dat die Here goed is. Ons sal maandag as die Here ons spaar begin met Spreuke 10 en die opskrif daar is Spreuke oor verskillende dinge. En dan gaan ons sekere goed hanteer en die gebed van my hart is dat die Here my en jou baie ryklik sal seën. Groete vir u, mooi naweek, tada.